ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 412. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien in die pakket van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, wat Dr. Joseph Briand Rotterdam geskryf het, wat jy in geen boekwinkel in die wêreld te koop kry nie. Ek het 'n klompie, ek het ook 'n pakket, waar as jy een Bybel koop, kry jy die tweede een totaal gratis, ingesluit, posgeld van Postnet tot Postnet, en ook vir die Namibiërs. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Ons gaan na deel 1 begin reg voor. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die kanaal, die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende uitsendings kan, die Afrikaanse uitsendings kan ontvang, as ook ons Afrikaanse TikTok boodskappe. Stuur jy die, hulle sê, kennisgewing of link, kontak vir die vriende en kennisses. Die reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik. Byna jy moet ook bid vir die bediening, halleluja, moenie dit vergeet nie. Kom ons bid saam. Ons is vanmôre so dankbaar, Vader Jaffa, dat ons weer as Jaffiste by mekaar kan wees universeel, waar die woord ook al val, waar dit ook al val in die buiteland. Vader, ek loof U, ek loof U, ek loof U in die naam van Jaffa. Laat U naam groot gemaak word. Laat U verheerlik word in die naam van Jaffa. U goedheid, U trou, U guns, U heerlikheid. Kom vanmôre, ek bid ook dat U my sal salf, Vader, strome van lewende waters uit my binneste sal vloei, en dat U vir elkeen wat luister vanmôre 'n mooi, sagte gees gee om die woord te absorbeer. Woord van lewe en lewe in oorvloed. Ons bid vir hulle wat krank is, Vader, raak hulle aan. Hulle wat siek is, raak hulle aan. Hulle wat in stryd is, voorsien, Vader. Hulle wat in krisis is, help U, dra U, lei U hulle, Vader. Ek dank U dat ons die reg het om te vra, want ons is nie bedelaars nie. Ons is konings, seuns en priesters van U. En die woord sê, ons sit reeds op trone, ons regeer, waar U vir ons geplaas het in hierdie lewe. Lei ons in hierdie oggend, ons bid dit, in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffa sê, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes, mag vanoggend se woord vir U vanmôre 'n groot seën wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 22 vers 4. Nou sê hy het vir ons gesê gisteroggend, die loon van nederigheid is die vrees van Jaffa Almagtig, so dit betaal om nederig te wees. Hoekom? Want ek het die aandag van Vader Jaffa. En ek is so bly met hierdie Bybelstudie. As ons gister klaar gemaak het, en ek het nodig om vanmôre te sê, dis dood, ek kan niks oor dit sê nie. As Jaffa vir my woord hier het, dan wil ek dit met U deel. Die beloning van nederigheid is om Jaffa te vrees. Nie te vrees nie, maar hom te respekteer, halleluja. Dit is rykdom en eer, en die ewige lewe. Wat is vir ons belangriker as rykdom en eer? Die ewige lewe, halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat? En dit maak dat ons as Jaffiste nie die dood vrees nie. Ons het nie nodig om bang te wees om dood te gaan nie. Ek en Pastor Rika, ons praat nogal heelwat oor die dood. Weet jy hoekom? Ons is in daai groep.
Ons val in daai groep waar mense jonger as ons om ons doodgaan. En dit laat ons meer as ooit besef dat Vader Jaffa steeds 'n plan het met hierdie bediening. En wat is dit? Dis heel waarskynlik om u meer te bedien in hierdie bonatuurlike woord. Jaffa het 'n plan met u. Ek weet, daar's mense wat ouer as myself en Pastorika is, wat in hierdie bediening is, hierdie Jaffistiese bediening. Ek dink aan Pastoor Kobus. Ek dink hy 86, 87. Suster Monica, bejaard. Suster Rensha, die bejaardes. Daar's Brugoy 86 jaar oud. Hoe geseënd is ons? Is ons geseënd? Ons is geseënd. En dit sê dat Jaffa 'n plan. So ek maak altyd 'n grappie. En ek sê dit in ligte lyn. Ons borrels het hulle expiring date op. Maar ons is hier. We're well past our expiring date. Maar ons is hier. Hoekom? Jaffa het 'n plan. Jaffa het 'n bonatuurlike plan met u en met my. Ons moet net doen dit. Paulus skryf en hy sê, Apostel Paulus, doen wat jou hand vind om te doen. Vandag. Hoekom? Want môre mag te laat wees. Daarom sê die woord. Apostel Paulus sê, lewe vir vandag. Lewe vandag. Want môre mag dalk nooit aanbreek nie. So dit is vandag belangrik. En daarom probeer ons soveel dinge inpak in een dag. Ons kom altyd nie by alles uit nie. Ons kom nie by al die opnames uit wat ons wil uitkom nie. En ek vra verskoning as dit is dat u sekere reekse volg en ek kry hom nie direk na mekaar uit soos ek dit beplan om te doen of daar voorheen al gedoen het nie. Tyd is net verskriklik beperk. En ons is besig tot watter tyd in die nagte. Mens is nou, jy kyk nou na hierdie boodskap in die oggend, maar dit is gisterand opgeneem. In die koue, jy sal altyd sien die strye en baadjies so goed aan. Dit is koud. Maar ons gee nie om nie. Hoekom? Want Jaffa het 'n plan met ons en met die bediening. Halleluja. Die loon van nederigheid is die vrees van Jaffa Almagtig. Dit is rykdom en eer. Dis een ding. Maar die ewige lewe. Die ewige lewe in Jaffa. Jy kan nie beter hê. Jy kan nie 'n groter geskenk kry nie. Jy kan nie die belofte hê van iets groter nie. Jy kan nie beter assuransie hê as dit nie. Jy kan 'n assuransie uit hê wat uitgeneem het wat 10 miljoen werd is. As jy doodgaan, dat jou man of jou vrou versorg is. Maar weet jy wat? Dit wat ons hierso in die woord het, is 'n assuransie van as jy gesterf het, sal jy lewe en die ewige lewe. Dis die belangrikste van alles. Nie wat se kar ek ry en wat 'n huis ek bly en wat se soort kos ek eet nie. Dis bysaak. Dis belangrik. Want hy sorg vir ons. Vader is ons sorg. Hy sê, maar eer en die eer en rykdom en eer en die ewige lewe, die ewige, halleluja. En dit laat my dadelik dink aan die skrif wat Joshua gesê het, gaan dan vir julle plek voorberei, as ek klaar kom ek julle haal, dat julle kan weet waar ek is. Ek kan onthou toe ons jong latte was, ek en Pastoor Renus, ons op die opendienste gepreek het ons altyd dit gesê, het ons dit gepreek en gesê, kan jy dink wat se plek het Jaffa, daai tyd was Jesus, wat se plek het hy gemaak? 2000 jaar wat hy al wegbly. En die huis van my vader is 'n baie woorde, as ek klaar kom, ek gaan vir julle 'n plek voorberei, ek gaan 'n plek regmaak vir julle. Hy het nie nodig om die plek te gaan bou nie, hy is klaar gebou, dis in die huis van sy vader, dis 'n metafoor. Maar as ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan wees. So ons altyd vir die dronkies en die prostituie gesê, kan julle dink wat se plek is dit wat hy vir ons gemaak het? Ek wil vir jou sê, hoe lyk dit?
Die Bybel sê strate van goud en mure van jaspis en sardyne. Rubyne, sê ek sardyne, rubyne. Sardyne is 'n klein visie. Rubyne, safiere, goud edelgesteentes. Dis hoe die nuwe Jerusalem leef, alhoewel ons niks met die nuwe Jerusalem te doen het nie. Dit het met Israel te doen, dis 'n vergeesteliking. Vir ons is dit belangrik dan in die tyd waarin ons lewe, dat ons nou geset lewe en die tyd uitkoop, sodat ons welbehaaglik in die oë van Jahwe ons Elohim kan wees. Dat sy goedheid en sy guns en sy voorspoed en sy heerlikheid ons kan vergesel. Sy gesondheid en sy krag. Ons praat so maklik van gesondheid wanneer 'n mens dink aan hoe siek is van ons mense. Ons harte gaan uit na dit. En weet jy wat, ons kan dit nie regmaak nie. Maar ons kan bid en sê, Vader, die woord sê, die gebed van die regverdige het vele krag. Wil u nie u hand van genesing uitsteek in Jahwe en hom aanraak? In die belofte in Jesaja 53 wat sê, deur sy wonde is ons genees. Ons is genees. Ek spreek vanmôre genesing uit vir u wat siek is. Maak nie saak wat 'n siekte nie. Ons spreek genesing in die naam van Jahwe. Hy sê in vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van Jahwe Almagtig. Dit is rykdom en eer en die ewige lewe. Vers 5, dorings, nou kyk nou na die teenoorgestelde daarvan. Die ewige lewe, dit wat ons erflatingskap is. Die belofte van die ewige lewe. En dis hoekom ek en u nie die dood vrees nie. Ek het gisteroggend net van dit begin praat toe ek weggestap. Maar dis hoekom ek en u nie die dood vrees nie. Ons is nie bang om deur die gordyn te stap nie. Kom ons noem die doodsgordyn. Ons vrees hom nie. Want ons het 'n belofte wat sê, julle sal lewe al het julle ook gesterwe. Nou sê vers 5, dorings. Kyk hoe beskryf koning Salomo, dorings. Vang net te lê op die pad van die verkeerde. Wat is dit? Dorings, vang net te lê op die pad van die sondaar. Dorings is 'n vergeesteliking van die toestand van die wêreld. Ek sê altyd, het u geweet dat nadat Vader Jahwe geskaap het in Genesis 1, bome en plante en alles, het hy weer geskape agterna? Wel, die Bybel sê, nadat Adam en Eva uit die tuin van Eden gegaan het, wanneer die vervloeking daar is, wanneer Jahwe die aarde vervloek, dan sê hy, vervloek is die aarde om julle ontwil. En kyk daar in Genesis 3. Vervloek is die aarde om julle ontwil. Dorings en dissel sal dit voorbring. Come on. So dorings en dissels was nie in die Genesis 1 skepping nie. Dis die vloek. Soos die vloek oor die slang. Jy sal hulle die hakskeem byt en hulle sal jou kop verbrysel. Dis nie net die gewone slang nie, wat het ook te doen met die geestelike, die slang Satan. Jy sal hom sy kop verbry. Hoekom? Want hy is verbrysel. Hy is neergewerp op die grond. Die woord sê, hy is teen die aarde neergewerp. Hy is teen die grond neergewerp. En weet jy wat is die wonderlik van dit alles? Is hy gee ons autoriteit om te triomfeer. In die krag van Jahwe, nie in ons eie krag nie. Om hierdie pad te stap en hierdie evangelie van lewe te preek en te wees en te leef. Dorings vang net te lê op die pad. Daai vangnette is vir die ongoddelikes, ons wat tot wederbore gekom het, is vrygestel van die dissels, die geestelike dissels en die vangnette
wat op ons paaie gelê het. Ons is skoon gemaak van dit. Ons is vry gemaak van dit. Ons lewe nie in die goed nie. Ons sit nie voor die televisie en kyk pornografie nie, of voor 'n rekenaar nie. Ons het nie gemeenskap met die sonde nie. Apostel Paulus sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Waar is ons beste arbeidsplek? Is die plek waar Jahwe vir ons geplaas het. Om ons, dorings, vasvangnette, lê op die pad van die verkeerde, die goddelose, die sondaar. Hy wat sy siel wil bewaar, hy wat gered wil bly, hy wat sê dat hy bereid is, bly ver weg daarvandaan. Dis wat hy sê. Moenie daar naby gaan nie. Moenie met die sonde speel nie. So hierdie vangnette en dorings en dussels maar behoort nie 'n effek in u en my lewens te hê nie. Hoekom? Ons is vrygemaak deur die genadebloed van Jahwe. Hy het ons kleed van sondes gevat en in die see van vergifnis gewerk. En die Bybel sê hy dink nooit weer daaraan nie. Hy wat sy siel wil bewaar. Siel, dis waar jy moet skoon hou. Siel bewaar. Bly ver weg daarvandaan. Meng jou met die, as 'n spreekwoord in die Afrikaans wat sê, meng jou met die seemels, dan vreet die varke jou op. Moenie speel met sonde nie, net so, dan het hy jou vasgedraai. Kom ons wees in hierdie dag die beste getuienis wat ons moontlik kan wees. En kom ons kyk om ons rond, waar kan ons 'n geleentheid vind om 'n saad te saai? En ek praat nie van saad nie, woordsaad te saai in iemand se lewe. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.